Ek verwelkom julle by ons volgende lesing en ek dink ek skuld julle 'n verduideliking, dis hoekom hierdie lesing gewy gaan word aan die Sabbat Sondag kwessie, want by die laaste lesing het ek sekere dinge gesê en ek dink ek moet dit net 'n bietjie met julle beter verduidelik. So eerstens baie welkom en ons hoop u gaan hierdie lesing nie net geniet nie, maar ook insiggewend vind. Ek noem dit 'n dag om te onthou. Cecil Monroe maak 'n baie interessante stelling. Hy sê, man today gets his religion and ethical beliefs as he gets books and clothes, ready-made from the social shop. He is content to have the worship of his creator fashioned to suit his personal conveniences. He readily accepts without investigation or comment what tradition dictates. En ek het die gevoel dat baie van ons doen wat hierdie persoon sê ons doen. Ons gaan kerk toe omdat dit lekker is, omdat dit aanpas by ons, omdat ons gemaklik voel daar, maar ons gaan nooit werklik verder en stel bietjie ondersoek in om te kyk of dit wat daar verkondig word, dit waarop die leerstellings gebaseer is, werklik volgens die Bybel is nie. Hoekom hou protestante nie die Sabbat nie? Hoekom gaan meeste van die mense op 'n Sondag kerk toe? Daar's twee basiese redes. Die eerste groep sê, omdat die wet van God by die kruis afgeskaf is. Omdat die wet afgeskaf is, het ons nie meer nodig om die 4de gebod te hou nie, daarom kan ons besluit watter dag om te onthou, en dit is 'n goeie dag om te onthou, is die eerste dag van die week, want Christus het op daai dag opgestaan. Hulle het ook wat ons noem verbondsteologie. Dit is die teologie wat jy op die TV altyd optel. Manne soos Benny Hinn, Kobus van Rensburg val in hierdie kategorie. En dan het jy hierdie verbondsteologie wat sê, in die Ou Testament het ons sekere verbonde gehad, onder andere die dispensasie van die wet, of die ou verbond, en nou het ons die nuwe verbond, en dit beteken, ons is nou onder genade, en nie meer onder die wet nie. Die tweede ene is, wat sê, die Sabbat is deur Christus en die apostels, na Sondag, die eerste dag van die week verander, en die 10 gebooie is nog steeds van krag. Nou hierdie is vanselfsprekend 'n beter stuk teologie, as daar bewyse was, sou dit heeltemal aanvaarbaar gewees het. So ons gaan spesifiek kyk, wat het gebeur vanaf die kruisiging tot omtrent 100 na Christus, want as daar 'n verandering moes plaasgevind het, deur Christus of die apostels, moes dit in daardie tydperk plaasgevind het. Kom ek vra vir julle die vraag, as ons die 10 gebooie uit die Bybel uithaal, wat bly eintlik oor? Jy het 'n verlossingsplan wat nie eintlik werk nie. Eintlik al wat oorbly is wat Arthur Pink en 'n paar ander teoloë so pragtig genoem het, cheap grace. Ek het nou 'n goedkoop genade wat kan doen wat ek wil. Ek is nou gered, halleluja, nou kan ek doen wat ek wil. Ek het probeer om al die vrae wat mense my deur die jare gevra het oor die Sabbat bymekaar te sit en vir julle te beantwoord. Watter dag is die Sabbat? En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het, deur dit te maak. So, die 7de dag is die Sabbat van die Here. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, sê die 10 gebooie. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Jy sien, in die 10 gebooie plaas die Here hierdie gebod en hy sê, die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God.
Watter dag is die 7de dag? Wel, baie mense vra, hoe weet julle dat die 7de dag die Saterdag is? Wel, enige almanak sal dit vir jou aantoon. Hulle het nou al almanakke begin verander wat begin met maandag, maar lyk my nie asof hulle veel aftrek kry nie. 'n Baie goeie een is die Jode. Die Jode hou al die Sabbat vir 3000 jaar op Saterdag. En hulle gebruik nie eers ons almanak nie, hulle het hulle eie kalender waar volgens hulle werk. Teoloë stem saam dat die Saterdag die Sabbat is. Hulle moet, want hulle hou Sondag omdat dit die opstandingsdag is. En hulle vertaal die Bybel dien ooreenkomstig. Die Nuwe Afrikaanse vertaling lees, dit was Vrydag, en die Sabbat het al begin aanbreek. Die vroue wat saam met Jesus van Galilea afgekom het saamgeloop en die graf gesien en gekyk hoe sy liggaam neergelê word. Daarna het hulle huis toe gegaan en reukolie en salf reggemaak. Die volgende dag, op die Sabbat, het hulle gerus soos die gebod bepaal. En die volgende dag, die Sondagmôre, baie vroeg, het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Vrydag werk hulle, die Sabbat haal hulle in, hulle stop om te werk, hulle rus volgens die gebod, en Sondag kom hulle om die werk klaar te maak. Daar sien ons die tradisionele plek van die graf in Jerusalem, waar Christus moontlik begrawe was. Paasnaweek, almal hou Paasnaweek. En Paasnaweek word gehou om Christus se dood en opstanding te herdenk. Ons het Goeie Vrydag, en Goeie Vrydag was die kruisiging gewees. Dan het ons die Saterdag, waar Christus op die Sabbat gerus het volgens die gebod of in die graf, en Sondag die opstanding en die vrouens wat by die graf gaan. Teoloë stem saam. Ek dink nie daar's een teoloog wat ek ken wat nie hiermee saamstem nie. Professor Kienig sê, immers die woord Sondag kom glad nie in die Bybel voor nie, want in die Bybel word dit genoem die eerste dag van die week. En op die kalender is Sondag duidelik die eerste dag van die week. Terwyl die 4de gebod beveel, die 7de dag is die Sabbat. Om oor die name Saterdag of Sondag uit te wy, werp geen lig op ons eintlike vraag nie. Daarom kies ons van die begin af die Bybelse name 7de dag en eerste dag van die week. Selfs toe die dae name gegee is, het dit so uitgewerk. Die eerste dag van die week is vernoem na die belangrikste hemelliggaam, naamlik die son. Die tweede dag, maandag, is na die tweede belangrike een, die maan, vernoem, en Saterdag is eintlik na Saturnus vernoem, wat 'n onbelangrike planeet was. Die Portugese woord vir Saterdag is Sabado. En in 105 tale oor die wêreld word die 7de dag as Sabbat vertaal. Wanneer is die Sabbat ingestel? Sekere mense beweer dat die Sabbat eers die 10 gebooie by Sinaï ingestel is. Kom ons kyk. Ek sê vir u, die Sabbat is reeds by die skepping ingestel. Ons het in Genesis 2 gelees, so is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag, en God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. Nou kom ek stop net hierso. Was God moeg gewees? Nee. Hy het gerus om vir ons 'n voorbeeld te stel. Dieselfde toe hy hom laat doop het, het hy vir ons 'n voorbeeld gestel. En op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het deur dit te maak. So reeds direk na die skepping het God die 7de dag ingestel. Professor Heinz sê ook so, hy sê wanneer hy God dan later by Sinaï binne die kader van die verbond die Dekaloog gee, bedoel hy daarmee ten diepste niks anders nie as die handhawing van wat hy reeds by die skepping aan die mens gegee het. So op Sinaï herhaal hy eintlik net wat hy reeds aan die begin vir ons gegee het. Was die Sabbat gehou van die skepping tot by Sinaï?
Ek wil hierdie graag in 3 gedeeltes deel. Eerstens, voor die skepping, Adam en Eva in die tuin van Eden voor die sondeval, en dan daarna. Kom ons kyk. Die Bybel sê vir my, elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. En dan sê hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. As ons die twee bymekaar sit, meen dit dat Satan, toe hy gesondig het in die begin in die hemel, moes hy God se wet reeds oortree het. Eintlik is dit eenvoudig. Het jy al ooit 'n koning gesien wat daar nie 'n wet is nie? Hoe kan jy 'n ryk beheer sonder 'n wet? So, God se wet moet altyd daar wees waar hy is. In die tuin van Eden. Wat het God in die tuin van Eden? Daar's 2 instellings wat uit die tuin van Eden uitkom. Die eerste een is die Sabbat, en die tweede ene is die huwelik. Nou, waarvoor staan die huwelik eintlik? Staan dit nie eintlik vir liefde tussen mekaar nie, of liefde tussen jou medemens nie? Eintlik is die huwelik die mees intiemste vorm van liefde tussen jou medemens. Want as jy nie jou vrou of jou man kan lief hê nie, hoe kan jy die res lief hê? So, eintlik gaan die huwelik amper as simbool van liefde onder mekaar. En die Sabbat staan vir ons liefde tot God. Dit is die dag wat die Here op sy gesit het, waar ons moet vergeet van al ons daaglikse dinge, en ons werk en ons besig wees, en dit saam met hom gaan deurbring. En as ons die twee saam sit, dan kry ons eintlik die wet. Want onthou toe hulle Christus gevra het, wat is die groot gebod? Toe sê hy, jy moet die Here jou God lief hê, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So in daardie 2 instellings in die tuin van Eden, word die wet van God reeds daar vir ons geplaas. Die woord dink in die gebod voer ons terug na die eerste instelling van die Sabbat in die paradys. Onthou, die 10 gebooie begin, gedenk die Sabbatdag. Die nuwe vertaling sê, onthou die Sabbatdag. Nou, jy kan nie iets onthou wat nie reeds daar is nie. Die gebod was nie vir die eerste maal vir die mens by Sinaï gegee nie. Reeds aan Adam en Eva, toe hulle nog in onskuld was, het die Here gesê om die 7de dag te heilig. Nou wat die wet van God na die sondeval? Onthou julle Kain en Abel? Hulle het 'n bietjie 'n probleempie onder gekry so tussen broers, en toe slaan Kain vir Abel dood. En wat sê die gebod? Jy mag nie doodslaan nie. So, onmiddellik was daar 'n probleem gewees. As jy van die sondeval gaan tot by Sinaï, kan jy al 10 van die gebooie daar optel. Ek net 'n bietjie teruggaan. Abraham sê, omdat Abraham na my stem geluister en my ordeninge, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het. Abraham was een van die persone wat die wette van die Here onderhou het. En dan kom ons by Jakob. Jakob is so 'n kleurryke karakter. Ek dink hy het al 10 van die gebooie op 'n redelike gereelde basis gebreek. Hy is so tipies van ons. Maar onthou julle, hy het byvoorbeeld eerstens gegaan en sy broer se eersgeboortereg so op 'n slinkse wyse bekom. En toe Esau by Isak kom, toe sê Isak vir hom, jou broer het gekom met bedrog en jou seun weggeneem. Is dit nie een van die 10 gebooie nie? En verder sal julle onthou toe hy van Laban af weggetrek het. Toe kom hulle daar en toe kom Laban daar aan en hy's baie kwaad want iemand het sy huisgoedjies gevat. Toe sê Jakob aan sy huisgesin en aan almal wat by hom was, verwyder die vreemde gode wat onder julle is. Later daar by Sichem moes hulle hierdie vreemde gode vat en gaan begrawe onder die terpentynbome voordat hulle die beloofde land kon ingaan. So, toe het hulle al geweet, jy mag vir jou geen gesnede beeld maak, jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Josef word weggeneem Egipte toe, hy's in Potifar se huis en
Ek het een keer 'n boekie gelees vir my kinders in Engels, en toe lees ons nou van Josef, en toe wonder ek, toe ek nou naby hierdie gedeelte kom, hoe gaan daai persoon hierdie gedagte oordra aan 'n kind? En dit was te pragtig, hy het gesê, and Potiphar's wife wanted to cuddle with Joseph. Ek het gedog, dis baie oulik gestel. Maar wat sê Josef vir hierdie vrou wat hom probeer verlei? Hy sê, daar's niemand wat in hierdie huis meer gesag het as ek nie. Meneer het niks van my terughou nie, behalwe vir u, want u is sy vrou. Hoe kan ek so 'n verkeerde ding doen? Ek sal mos teen God sondig. Josef het geweet, oorspel is sonde teen die Here. Het jy al ooit gehoor van die manne wat gegee is vir Israel in die woestyn? Vir 40 jaar kom die Here en gee hy vir die Israeliete die manne. En vir 40 jaar leer die Here hulle om die Sabbat weer te onderhou. Vir 6 dae val die manne elke oggend. En dit is baie interessant, onthou die 4de gebod gaan nie net oor rus nie. Die 4de gebod gaan ook oor werk. 6 dae moet jy werk. Jy kan nie rus as jy nie gewerk het nie. Daarom laat die Here hulle elke oggend vroeg opstaan om die manne te gaan haal. As hulle laat slaap, is die manne weg. Maar op die 7de dag is daar nie manne nie. En dan moet hulle die Vrydag 2 keer optel en voorberei vir die Sabbat. En snaaks genoeg, waar as hulle op 'n Maandag opgetel het, en ek weet wat so julle gedoen het, en ek ook, ons 'n Maandag 'n hele klomp opgetel het, sodat ons nie die res van die week hoef te gegaan het nie, maar dit het vrot geword. Maar op 'n Vrydag het dit nie vrot geword nie, en dit het gehou vir die Sabbat. So wat eintlik baie interessant is, as ons nou kyk, 40 jaar, 52 weke, daar was oor die 2000 wonderwerke wat die Here gedoen het, om hierdie ritueel weer vir Israel te leer. Onthou, hulle was 400 jaar in Egipte slawe gewees, hulle het vergeet van hierdie goed, en die Here moet dit weer vir hulle leer. En dit gebeur 40 jaar voordat hy vir hulle die 10 gebooie by Sinaï gee. Of ten minste 'n hele klompie jare daarvoor. Wat het by Sinaï gebeur? Hier is ook 'n redelike miskonsepsie wat by Sinaï gebeur het. Almal sê, ja, by Sinaï het die Here die 10 gebooie vir Israel gegee. Die wet. Maar hulle vergeet, dis nie al wat hy gegee het nie. Hy het ook vir Moses gesê, kom op hier, laat ek vir jou ietsie anders wys. Jy moet vir my 'n heiligdom maak, want ek wil tussen julle kom bly. En hy gee vir Moses in die fynste detail die verlossingsplan, die evangelie. Nou kom mense en hulle sê, in die Ou Testament moes jy die wet onderhou om gered te word. Daar bestaan nie so iets nie. Vanaf die begin tot aan die einde is daar net een manier om gered te word. En dit is deur die genade van die Here. En dis presies wat ons in die heiligdom diens kry. Julle sal onthou toe ons daaroor gesels het. Die bloed moes ingedra word, die blokkie moes geslag word, en alles het op Christus gedui. So, op Sinaï word die wet en die evangelie gegee, en jy kan nooit die twee van mekaar afskei nie. As jy net die wet vat, het jy 'n wettiese godsdienst waar jy moet dinge doen om gered te word. As jy net die evangelie vat, dan het jy so lekker godsdienst waar jy geen standaarde het waarvolgens jy werk nie. God is liefde, sê Johannes vir ons. Sy wet is liefde, sê Matteus vir ons, so as ons dit bymekaar sit. God is liefde, sy wet is liefde, so eintlik is die wet 'n afbeelding van sy karakter. Die mens het geestelik soos 'n kind geword, hierdie 400 jaar in Egipte, wat weer op sy 10 vingers moes leer tel en spel wat die Here van hom verwag. So die Here kom hier by Sinaï en hy spel vir hulle mooi uit, die 10 gebooie wat nog al die tyd gehad het, maar hy gee dit vir hulle sodat hulle mooi kan verstaan waaroor dit gaan. Die wet is nie aan Israel gegee om te onderhou en so gered te word nie, maar aan 'n volk wat reeds gered was en op hulle pad na die beloofde land, in die regte konteks. Baie interessant as jy deur die Exodus gaan. Eers die verlossing uit Egipte, dan gaan hulle deur die Rooi See, wat simbolies is van die doop, en dan kom hulle by die wet om vir hulle die riglyn te wys waarvolgens hulle moet lewe. En uiteindelik kom hulle by die beloofde land aan.
Hierdie een is natuurlik baie maklik, vanaf Sinai tot by die kruis. Niemand argumenteer dat die wet hiervan krag was nie. Behalwe van hierdie ouens wat sê, dis die enigste tyd toe die wet eintlik van krag was, en jy daardeur gered moes word. Ek het eendag vir ou gesê, het jy al van Dawid gehoor? Het jy al van Elia gehoor? Want wie kan die wet onderhou en daardeur gered word? Daar bestaan nie eintlik so iets nie. Eldon Ladd sê, the law was added not to save men from their sins, but to show them what sin was. By declaring the will of God, by showing what God forbids, the law shows what sin is, for only by the law is sin clearly defined. Hoe sou ons geweet het, dis sonde om te steel as die wet nie vir ons dit gesê het nie? Nou sê mense, ja, die Sabbat is net vir die Jode. Nou, as die wet, as ons korrek was, en die wet is by die skepping ingestel, was dit ten minste 2000 jaar voordat daar 'n Jood was. Want die Jode is eers geroep met die roeping van Abraham. En luister net wat sê die Here nadat hy Abraham geroep het, wat sê hy vir Israel? Hy sê, ek sal die nie-Israeliete, wat by my volk aansluit om my te dien, glo dit of nie, die idee was, dat die Here sy volk sou roep, hulle daar op die kruispad van die antieke wêreld sou plaas, en dan sou hulle moes die evangelie uitdra, sodat al die volke van die aarde hierdie evangelie hoor. Nou sê hy, wanneer dit gebeur en hierdie nie-Israeliete by my aansluit, almal wat my Sabbatte onderhou, en dit nie ontheilig nie, en wat lewe volgens my verbond. So selfs die nie-Jood, wat om aansluit by die kinders van die Here, moet dan ook die Sabbat onderhou. Want my huis sal 'n huis van gebed genoem word vir al die volke. En hy sê vir hulle, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Daarom is die seun van die mens Here ook van die Sabbat. Die Sabbat is nie vir die Jood nie, dis die Here se Sabbat. En dis goed om die Here se Sabbat te onderhou. Goed, kom ons kyk 'n bietjie na die Sabbat in die Nuwe Testament, want hier kom ons nou by die tweede groep wat sê, die Sabbat is hier verander. Ons gaan kyk na Jesus en die apostels, ons gaan kyk na byvoorbeeld die kerkvergadering in 51 na Christus, die val van Jerusalem en dan uiteindelik die dood van Johannes tot op 100. So ons gaan kyk of daar enige iets is wat sê dat die Sabbat verander het gedurende die eerste 100 jaar na die kruisiging. Kom ons kyk eers na Jesus en die Sabbat. Die vraag is, het Jesus die Sabbat verander? Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Dit behoort die argument te ruste te lê. Maar nou kom hulle en sê hulle, ja, maar om te vervul meen om tot nie te maak. Ek weet nie hoe hulle daai ene kom nie, want kyk wat sê die Here vir ons, of Paulus vir ons, in Galasiërs, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Beteken dit, dra mekaar se laste en doen so weg met die wet van Christus? Nee. Dra mekaar se laste en doen so, vervul so die wet van Christus. Die nuwe vertaling vertaal hom korrek, Matteus 15 vers 17 sê hulle, om hulle volle betekenis te laat kry. Ek het nie gekom om die wet tot nie te maak nie, ek het gekom sodat die wet sy volle betekenis kan kry. Hoe het Christus die wet vervul? Hoe vervul ons die wet? Eerstens, as jy die wet wil vervul, moet jy hom onderhou. Volkome gehoorsaam wees aan die wet. Het Christus dit gedoen? Ja. Hy het vir hulle gesê, wie van julle oortuig my van sonde? Wys 'n vinger as julle kan. En tweedens, as jy dit nie kan doen nie, vervul jy die wet deur te sterf, want die loon van die sonde is die dood. En Christus het dit ook gedoen. Dit beteken dat hy nie alleen gehoorsaam was nie, hy het vir ons 'n lewe gelei wat sondeloos was, maar dat hy ook aan die kruis gesterf het en ook ons dood gesterf het. En daarom kan ons dit bymekaar sit en sê,
Daar's hy. Hy vervul die wet deur al die vereistes daarvan tevrede te stel. Dit klink eintlik totaal en al belaglik om te sê Christus het die wet afgeskaf. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titel van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Wauw, kan dit duideliker as dit wees? 'n jota en 'n titel in ons konteks sal die kolletjie op die i wees. Nie eers dit sal wegval van die wet nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Ons het nie die reg om een van die minste van die gebooie van God te breek en mense so te leer nie. Wat staan nog afskaf? Mense sê Christus het vir ons 'n nuwe wet gegee toe hy die bergrede vir ons gegee het. Nou onthou, die hele Matteus 5 is die bergrede, nie net die saligsprekinge nie. En wat sê hy vir ons? Jy sien, Jesus is nie besig om hier 'n nuwe wet of 'n evangelie te verkondig nie. Hy is eenvoudig besig om die 10 gebooie uit te lê en hulle dieper betekenis vir die mense te verduidelik. Want veral die fariseërs en die tollenaars en die sadduseërs in sy tyd het dit heeltemal te oppervlakkig ervaar. Mense dink ek onderhou die wet as ek nie steel nie. Maar die wet gaan eintlik baie dieper. Jesus sê, julle het gehoor dat daar gesê is jy mag nie egbreek pleeg nie. Nie te moeilik nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na sy vrou kyk en haar begeer het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Beteken dit nou dat die gebod egbreek is weggeneem? Inteendeel, hy het hom net 'n dieper betekenis gegee en vir ons gewys. Dit is nie net 'n stel reëls nie, dit is 'n lewenswyse. Het Jesus die wet onderhou? Eintlik is dit vanselfsprekend, nee. Hy sê, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Wat het Jesus dan aan die kruis afgeskaf? Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of 'n Sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge. Hierdie arme teks word so dikwels uit konteks uitgeruk. Dan sê Romeine, want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Eintlik wat Romeine hier vir ons sê, is net dit. Christus is die einde van die wet as 'n metode om daardeur geregverdig te word. Dis wat hy probeer het om gedurig vir hierdie fariseërs en sadduseërs en skrifgeleerdes te sê. Wat het hy afgeskaf? Kom ons kyk gou. Ons het aan die een kant die morele wet of die 10 gebooie, aan die ander kant het ons die wet van Moses of wat ons noem die seremoniele wet. Nou, 'n sekere gedeelte van die teoloë kan nie die onderskeid maak tussen hierdie twee nie. Want jy sien, as hulle dit doen, is hulle in die moeilikheid. Maar is duidelik dat die morele wet, die 10 gebooie van God, was aan Moses gegee. Dis op kliptafels geskryf, wat simbolies is van ewig, en dit is binne in die ark van die verbond geplaas. Aan die ander kant is die wet van Moses aan Moses gegee, wat hy moes neerskryf. Dit moes in 'n boek neergeskryf word, en daardie boek is langs die ark geplaas. Nou, daar's Oud-testamentiese profeseë oor albei hierdie wette. Oor die 10 gebooie lees ons, as ek dit nie mis het nie, is dit in Jesaja, kom ons kyk gou. Somtyds is hy net so 'n bietjie stadig. Daar's hy. Jesaja sê, Christus sal hierdie wet groot en heerlik maak. Lees dit gerus in Jesaja 42. Maar wat sê hy van hierdie seremoniele wet?
In Daniël 9 sê hy sal dit laat ophou. Onthou julle, hy sê, ek sal spysoffer en brandoffer sal hy laat ophou in die middel van die week. So hier het ons 2 profeseë wat vir ons duidelik sê wat gaan gebeur. Hoe het Christus hierdie profeseë vervul? Eintlik heel eenvoudig. Die 10 gebooie, in die bergrede verduidelik hy die dieper betekenis. Sy hele lewe lank hou hy sy Vader se gebooie en hy herinner ons gedurig om aan daardie wet gehoorsaam te wees. Aan die ander kant, die wet van Moses, deur aan die kruis te sterf, deur die paaslam te word, beëindig hy hierdie offerstelsel met sy wette. Hebreërs sê, deur een offer het hy ons vir altyd volkome van sonde vrygemaak. So ons het nie nodig om weer die lammetjie te bring nie. Daar is 'n einde aan gemaak. En julle sal onthou dat die voorhangsel geskeur het en dit het 'n einde gemaak aan hierdie offerstelsel. Christus het vir ons vir eens en vir altyd kom sterf. As die wet verander kon word, kon die mensdom miskien sonder die offer van Christus verlos gewees het. As ons nou daar in die tuin van Eden kom, en Adam en Eva het ten minste 'n paar van die gebooie gebreek, want hulle het eerstens gesteel, hulle het gevat wat hulle nie mag vat nie, hulle het begeer. So, miskien kon die Here by hulle gekom en gesê, hoor, julle het nou 'n groot fout gemaak, maar kom ons maak 'n plan. Kom ons haal daai 2 gebooie uit, en ons gaan aan met 8. Hoe lank sou dit gebeur het voor hy nog 2 moes uitgehaal het, totdat daar niks was nie? As die wet verander kon word, kon die mensdom miskien sonder die offer van Christus verlos gewees het, maar die feit dat dit nodig was vir Christus om sy lewe vir die gevalle mensdom op te offer, is bewys genoeg dat God die mensdom nie van die regverdige eise van die wet sal vrystel nie. Jy kan dit nie doen nie, want as die wet nie meer geldig is nie, jy weet self, lewe net in 'n land, dit help nie jy maak wette en hulle word nie onderhou nie. The death of Christ has not caused God to lower his standard. How unspeakably horrible and dreadful that anyone should suppose it has. Hoe kan jy glo dat so iets moontlik is? Het Jesus die Sabbat onderhou? Weer 'n baie maklike ene. Toe kom hy in Nasaret waar hy opgevoed was en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. Dit was sy gewoonte. En kom ek sê nou sommer vir u, dit is nog steeds 'n goeie gewoonte. Het julle geweet dat die mens se een been is korter as die ander ene? Jou linkerbeen is korter as jou ander been. Daarom as mense verdwaal, dan loop hulle in 'n sirkel. En na so 3 maande of 6 maande dan, ons is nou by die beskawing, hier is 'n vuurtjie, maar dit is hulle vuurtjie wat hulle gemaak het. Jy sien? Nou geestelik is ons presies dieselfde. Ons is ook geneig om so na die verkeerde toe te loop. En dis hoekom die Here die Sabbat vir ons daar gesit het, om elke 7de dag ons net weer terug te bring. Ons net weer, jy weet, op koers te hou, net die kompas weer in te stel. As jy een Sabbat gemis het, dan is jy so 'n bietjie verder. En net nou, jy weet, dan maak dit nie meer saak nie. So dis so belangrik, dis sy gewoonte gewees, en dit behoort ook ons gewoonte te wees. Jy kan nie Christus en die 10 gebooie skei nie. Dit werk eenvoudig nie so nie. The law is his character in writing. He died rather than set it aside. So if at any point we have a quarrel with the law, we have a barrier in our relationship with Jesus. Hierdie dame is spyk. Daai boekie is absoluut ongelooflik. En soos die meeste goeie goed, is hy ook uitdruk uit. Het die apostels die Sabbat gehou? Kom ek lees vir julle 'n interessante teks. Jy weet, hulle gaan altyd na Paulus toe en veral na Galasiërs toe. Hulle hou daarvan om in Galasiërs, ja, julle verstaan nie Galasiërs nie, daarom hou julle die Sabbat. Kyk wat sê Paulus. En volgens sy gewoonte
het Paulus na hulle gegaan en 3 sabbate lank met hulle gespreek uit die skrifte. En het uitgelê en aangetoon dat Christus moes ly en uit die dode opstaan en gesê, hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig, is die Christus. Weereens is dit ook Paulus se gewoonte om elke Sabbat te gaan. Maar hier is iets baie interessant. Waaroor preek hy vir hulle? Dis heel waarskynlik so 20 jaar na die kruisiging. Hy preek dat Christus uit die dood opgestaan het. Hy preek oor die opstanding. Hier was die ideale geleentheid om hulle te sê, nou moet julle weet, ons moet nou die opstandingsdag vier. Daar's geen woord daaroor nie. Hier het ons 51 na Christus die eerste kerkvergadering, die eerste krisis in die vroeë kerk. Paulus en Silas en van die ander manne is besig om in die sendingveld te werk in Europa en Klein-Asië en hulle doop mense links en regs. Maar daar's 'n probleem. En die probleem is, Paulus laat nie meer hierdie ouens hulle besny nie. En die groot manne hier onder in Jerusalem is bekommerd. Kyk, ek Paulus sê vir julle dat as julle julle laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. En hulle sê, kom, ons moet hiermee gesels. Petrus en Jakobus, jy weet, die heavies, die groot manne, die leiers van die kerk. En Paulus kom en hulle het 'n vergadering en daar's 2 belangrike items op die lys. Die eerste is die besnydenis en die ander ene is eenvoudig, wat moet ons kos eet wat aan offerandes, aan afgode geoffer is. En gelukkig vir ons mans, wen Paulus die argument. Is julle nie bly nie? Want hy sê vir hulle, verstaan julle nie eintlik waaroor dit gaan nie. Jy sien, die besnydenis was die teken van die Abrahamiese gebond, wat die Here met Abraham gemaak het. Hy het gesê, jy moet jou nageslag besny. Die doel daarvan is, en die betekenis is, dat uit die saad van Abraham en deur die vloeiing van bloed sal daar verlossing kom. Maar nou sê Paulus vir ons, maar Christus het gesterf. So ons gaan nie nou aangaan daarmee nie, want as ons nou aangaan daarmee, dan beteken dit eintlik ons glo nie dat hy gesterf het nie. Dieselfde geld ook vir jou, ander seremoniële wette. En gelukkig uiteindelik staan Jakobus op en hy sê, Paulus is reg. Nou hier is my argument, dat ek net terug gaan huis veronderstel om daar te wees. As die Sabbat op daai stadium 'n verandering ondergaan het, dink julle die Sabbat is belangriker as besnydenis en kos vir die Jood? Gaan gerus maar 'n bietjie Israel toe. Dis besonderlik belangrik vir hulle. As die Sabbat enigstens 'n teken, as Paulus enigstens genoem het dat die Sabbat verander het, sou dit bo aan die sakelys gewees het op die agenda. Daar's nie 'n woord nie. Wat beteken, daar was nog geen enige aanduidings dat daar 'n probleem was nie. Dan kom ons by 70 na Christus, die val van Jerusalem. Nou, ek dink dit was ook belangrik vir die Here. Ek dink die vroeë Christene het nog so nou en dan, jy weet, hulle het 'n baie gevoel gehad vir die tempel en sy dienste en so aan. En die Here moes iets doen. En hy verwoes die tempel en die kerk moet beweeg na Klein-Asië en verder aan. Nou sê hy vir hulle, en dis Christus praat voor hierdie verwoesting, en bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat mag plaasvind nie. So in Christus se gedagte is daar nog steeds 'n Sabbatdag 70 na Christus. Hoekom sê hy nie, en bid dat julle vlug nie op die Sondag plaasvind nie? Hierdie is 'n baie belangrike vraag. Het liefde nie die 10 gebooie en die Sabbat vervang nie? Hulle sê vir ons, ag, moenie bekommerd wees nie, al wat moet gebeur, julle moet net mekaar lief hê. Nee, want liefde is die vervulling van die wet. Jy sien, dis vreeslik interessant hoe hierdie dinge in mekaar steek. Johannes sê, hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet. Wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. Wat bedoel dit?
Dit is so eenvoudig eintlik. Eintlik is hierdie hele lesing so eenvoudig dat 'n kind in klas 1 5 minute sou vat om dit te verstaan. Jy weet, al hierdie goed wat hulle vir ons gee, hierdie ingewikkelde teologie, is alles net vir een doel daar, en dit is om van die Sabbat ontslae te raak. Want selfs die ouens wat sê, die Sabbat is tot niet gemaak, gooi die 10 gebooie by die voordeur in, en dan hardloop hulle, dan maak hulle die agterdeur oop, en laat 9 van hulle weer inkom. Want jy kan enige van die ouens vra, is dit sonde om te steel? En sê hulle, ja. Sonde om die Sabbat hou? Nee. En dan kom hy na my toe, en hy het die vermetelheid om vir my te sê, ek is wetties, omdat ek die 10 gebooie onderhou. Of ten minste probeer onderhou in liefde. Wat is die verskil? Hoekom is ek wetties as ek 10 onderhou, en hy is nie as hy 9 onderhou? Maak nie sin nie. Maar wat hier gebeur eintlik is dit, as ek jou lief het, sal ek nie jou goed gaan steel nie. Ek sal nie elke keer as ek in jou huis kom rondkyk, wat kan ek huis toe vat nie. As ek vir jou kom kuier en ek is lief vir jou, sal ek nie met jou vrou wegloop nie. As ek vir jou kom kuier en ek is lief vir jou, sal ek jou nie kom doodslaan nie. En so kan ek deur al die laaste 6 gebooie gaan. As ek God lief het, sal dit vir my 'n plesier wees om sy dag te onderhou en saam met hom dit deur te bring. Nooit en nêrens funksioneer die liefde as 'n nuwe norm of ideaal wat die wet vervang of oorbodig maak nie. In die liefde gryp die mens nie bo die wet uit nie. Kom hy nie op 'n ander en met name hoër vlak nie, maar leef hy inderdaad in ooreenstemming met die diepste sin van Gods gebooie, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar. Het Jesus die Sabbat verander? As hy dit verander het, moes dit eintlik by die kruis gebeur het, want dis waar alles gebeur het. Maar wat het gebeur? Ons het Vrydag gehad, op die Vrydag sterf Christus, op die Sabbat rus hy in die graf, en op Sondag staan hy op. Daar is hy, nou gaan hy sommer almal gee. Goed, Jesus staan op Vrydag werk die vrouens, op Sabbat rus die vrouens volgens die gebod, en op Sondag kom hulle weer terug om die werk klaar te maak wat hulle in die begin sou gedoen het. So, om die kruisiging is daar niks wat vir ons sê, hier het 'n verandering plaasgevind nie. Inteendeel, as daar sou 'n verandering plaasgevind het, sou Jesus hulle voorberei het daarop. En hy sou gesê het, verskeie kere, julle moet nou onthou, die 10 gebooie sê dit, maar ek gaan dit nou verander. Ek meen, as die Here sou enige van die ander gebooie verander het, dink ek sou hy ook redelik spesifiek gewees het. Die waarheid is dat Jesus noem nooit eers die eerste dag van die week nie. Nie eers in verband met enigiets anders nie. Het Jesus ergens 'n verandering in die Sabbatsgebod aangekondig? Nee, hy het dit nie eers genoem nie. Matteus sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen vir my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedryf en in U naam baie kragte gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Die Engelse vertaling, die American Standard sê, you who practice lawlessness, julle wat die wet van God oortree. Dit help nie om al die ander dinge te doen en nie aan God gehoorsaam te wees nie. Het die apostels die Sabbat verander? Ek wonder wat sal Paulus eendag sê as ons moet by hom kom en vir hom sê, het jy geweet, hierdie ouens het gesê, jy die Sabbat verander. Kyk wat sê Jakobus. As iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die gebooie. God wat gesê het, jy mag nie egbreek pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. As jy nou nie egbreek pleeg nie, maar wel moord, is jy tog 'n oortreder van die hele wet. As jy een van hulle breek, het jy almal gebreek. Want die wet is eintlik gehoorsaamheid aan God. So as jy een van hulle oortree, was jy ongehoorsaam. Wat is die standaard van God se oordeel? Ons gaan eendag voor God in die oordeel verskyn. En soos met enige ander
regering is dit presies dieselfde. Julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Nou kom ons kyk bietjie net vinnig na Paulus in die wet, omdat so baie mense dink Paulus is die een wat die wet soort van afgeskaf het. Hy sê vir ons in Romeine, dis is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed. Hy sê, want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God. Klink dit soos iemand wat sê die wet is afgeskaf? En dan in Korinte, dit kom nie daarop aan of iemand besny is of nie, maar wel of hy die gebooie van God onderhou. Paulus het beslis nie so iets gedoen nie. As jy na die boek Efesiërs toe gaan studeer hom gerus in detail. Die eerste 3 hoofstukke is 'n pragtige uitsetting van ons word gered deur genade. En van hoofstuk 4 verander hy. Want hy sê, maar, nou dat julle gered is. En dan sê hy, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Nou dat julle gered is, nou moet julle op 'n sekere manier leef. En wat sê hy? Hy praat van julle moet nie vuil taal gebruik nie, die 3de gebod, valsheid aflê nie, die 9de gebod, as iemand 'n dief is, gierig aard, afgoderry, en hy begin die gebooie vir hulle uitspel. Nou moet julle in gehoorsaamheid aan God leef. Nou as die verandering van die Sabbat nie in die Bybel is nie, en ek dink dis redelik duidelik, wie het dan hierdie verandering na Sondag gemaak? Ek wil dit vir julle so stel, wie die vermetelheid gehad om God se wet te verander? En eintlik is dit eenvoudig. Let op, ek lees vir julle partykeer kerkgeskiedenisboeke en ander boeke. The festival of Sunday, like all other festivals, was always only a human ordinance. And it was far from the intentions of the apostles to establish a divine command in this respect. Far from them and the apostolic church to transfer the law of the Sabbath to Sunday. Perhaps at the end of the 2nd century, a false application of this kind had begun to take place, for men appear by that time to have considered laboring on Sunday as a sin. So 2-3 eeue na Christus het hierdie verandering begin insluip. Kyk wat sê Wêreldfokus oor die Sabbat. Die 7de dag van die week, wat deur die Jode as rustig gevier word na aanleiding van die 4de van die 10 gebooie. Die Sabbat begin op Vrydag aand met sonsondergang en eindig Saterdag aand, sodra die sterre sigbaar geword het. In die Bybel word die Sabbat 'n teken tussen God en Israel genoem. Is dit nie pragtig nie? Vir julle gewys. In die Christelike kerk is die Sabbat langsamerhand verdring deur die eerste dag van die week, die Sondag. Langsamerhand. Dit was 'n lang proses gewees. Soos alle skewe leerstellings die kerk ingeslyp het, het dit 'n lang proses gevat. Hierdie is 'n baie interessante quotasie van Samuel Bakkioukie. 2 contemporary historians, namely Suzomen, hy het in 440 na Christus, en Socrates, 439, daar dieselfde tyd, confirm innocent one's decretal. The latter writes, for instance, that although almost all churches throughout the world celebrate the sacred mysteries on the Sabbath of every week, yet the Christians of Alexandria and at Rome, on account of some ancient tradition, have ceased to do this. So die verandering het hier in Rome begin, om die Sabbat, om Sondag te begin heilig hou. Nog een, History of the Sabbath. It is a remarkable fact that the first instance upon the record in which the Bishop of Rome attempted to rule the Christian church was by an edict on behalf of Sunday. Victor, Bishop of Rome, in the year 196, took upon him to impose the Roman custom upon all the churches, that is to compel them to observe the Passover upon Sunday. It was only at the Council of Nicaea in 325 na Christus, and out of the compliance to Constantine the Great, that Easter was kept everywhere on the same day. Sien nie, die verandering het eers gekom met die Paasondag, een keer 'n jaar. En stadig maar seker het die weeklikse Sondag sy plek gevat.
Wat sê Katolieke? Ek kan vir julle vir ure hier staan en kwotasies lees. There is but one church on the face of the earth which has the power or claims power to make laws binding under pain of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. Onthou hulle die tweede uitgehaal, opgeskuif, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day, but Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible and the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep. And no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. Which church does the whole civilized world obey? Which church does the whole civilized world obey? The Bible says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But the Catholic Church says, no, keep the first day of the week. And all the world bows down in reverent obedience to the mandate of the Catholic Church. Wow. Hoe hou julle daarvan? Hoe hou julle daarvan? Wat sê protestante? The Christian church cannot make an appeal to a command from the Lord Jesus in any form, not to observe the Sabbath. On the contrary, he faithfully observes every Sabbath command, even in his death where he rested for the whole of the Sabbath in the grave. We also find absolutely no formal abrogation of the Sabbath in the activities of the apostles, nor in the entire New Testament. We also find no break with the synagogue in the Acts of the Apostles. Rather, the Sabbath synagogue services provide the apostles with a special opportunity to proclaim the gospel of Jesus Christ. Luister nou hierna. Therefore, it must be clear, a command or decision that the Sabbath as day of rest within the new covenant, this for Christians, must be moved from the seventh day, Saturday, to the first day, Sunday, does not exist. Not from Jesus Christ or from his apostles or anywhere in the New Testament. Professor Christie Coetzee van Potchefstroom Universiteit, hy seker nou afgetree al. Was daar almanakveranderings? Ja, hulle het in 1582 moes hulle aanpassing maak aan die kalender. Hulle het die Julian kalender gebruik tot op daai punt en toe die Gregoriaanse kalender verder aan en hulle moes so paar dae bytel, want hulle het vergeet om die kwartdag ook in rekening te bring. So dit was Maandag die 1ste, Dinsdag die 2de, Woensdag die 3de, Donderdag die 4de, Vrydag die 15de, Saterdag die 16de. Nou iets interessant, ten spyte van die feit dat hulle daar die dae ingesit het, het die week se volgorde nie verander nie, want dit is nog steeds Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Sabbat. So dit het glad nie verander nie. So julle kan verseker wees, ons hou nog steeds die Sabbat op die regte dag. Nou, as hulle al hierdie argumente probeer het en nie een van hulle werk nie, dan kom hulle met hierdie argument. Ag, ons kan enige dag hou. Wat maak dit nou saak? Jy weet, ek meen, kom nou, of ons nou Saterdag hou, of Sondag, of Maandag, ek meen, wat maak dit nou saak? Solank ons 'n dag hou. Ek het bietjie slegte nuus vir die ouens. Jy sien, die 7de dag is die enigste dag wat God geseën en geheilig het. En wanneer jy 'n dag seën en heilig, dan, of enige iets seën en heilig, dan sonder jy dit af vir heilige gebruik. Kom ons gaan vinnig terug na Daniël toe. Toe Nebukadneser die tempel verwoes het, het hy van die goue bekers en van die gerei wat in die tempel was, saamgevat Babylon toe. Nou, al daardie meublement en goed wat in die tempel gebruik is, was afgesonder vir heilige gebruik. Alles was eers afgesonder voordat daar ingeplaas is. So, jy kan dit nie gebruik vir sekulêre gebruik nie. Toe het hulle die goue voorwerpe gebring wat uit die tempel uit die huis van God in Jerusalem weggevoer was, en die koning en sy maghebbers, sy vroue en sy bouvroue het daaruit gedrink. Op dieselfde oomblik het daar vingers van 'n mens se hand tevoorskyn gekom en toe neer die kandelaar op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskryf.
jou dae is getel. Jy sien, hy het die onvergeeflike sonde gedoen om daardie heilige voorwerpe te gevat en vir sekulêre gebruik te gebruik. Nou net so kan jy nie 'n dag wat afgesonder is, geseën en geheilig is, vat en vir sekulêre gebruik nie. Dit kan nie gedoen word nie. Kan die seën van een dag na 'n ander oorgeplaas word? Onthou julle Jakob en Esau? Jakob glip daarin en hy kry die seën wat Isak vir Esau gehou het. En 'n rukkie later kom Esau. En Esau sê, maar pa, jy weet, ek het, en ek weet wat ek sou gedoen het, ek sou gesê het, vervloek is Jakob, al die mooie dinge wat ek van hom gesê het, dra ek nou oor op Isak, op Esau. Maar hy kan dit nie doen nie. Hy moet vir hom sê, ekskuus my seun, ek kan nou vir jou maar die tweede beste gee. Nou as Isak nie daai seën kan oordra van een seun na ander toe nie, hoe kan die Katolieke Kerk of enigiemand anders die seën van God se Sabbat oordra na 'n ander dag toe? Sê nou daar was 7 bome in die tuin van Eden. En die Here kom by ons en hy sê, julle kan van daai 6 bome eet. Maar die 7de ene moet julle nie van eet nie. En ons bly hierdie een kant en ons sê, jy weet, daai een boom is dan baie ver, kom ons los hom. En ons eet maar van die 7de een, ons los nommer 3 uit. Sou ons gesondig het? Dit is so eenvoudig. Dis wat ek nie kan verstaan nie, dat mense dit nie kan verstaan nie, of nie wil verstaan nie. Miskien is die laaste ene meer waar. Maar as die Here gesê het, die 7de een mag jy nie van eet nie, dan bedoel hy presies dit. Watter dag gaan ons uiteindelik op die nuwe hemel en die nuwe aarde hou? Jesaja sê, vir ons daar in Jesaja 66, want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak voor my aangesig sal bestaan, spreek die Here, soos julle dit nageslag en julle naam bestendig wees, en elke maand op die nuwe maand, en elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig. Jy sien, voor die sondeval en na die sondeval, hou ons nog steeds die Sabbat. Wat sal nou verander het om in die tussentyd iets anders te doen? So jou hele Sondag tempel is eintlik op tradisie gebou. Nou, miskien moet ons nou net vinnig na die Nuwe Testament toe gaan, want ergens moet daar tog tekste wees wat hierdie mense hulle teologie probeer opbou. Nou kom ek gaan gou vinnig met julle deur die paar tekste, as ek teruggaan daar na die Sondag tempel toe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tekste, wat van die eerste dag van die week praat. Kom ons kyk gou na hulle. Na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Is daar enigiets oor Sondagheiliging? Nee. Dit sê slegs op die Sondagmôre het hulle na die graf toe gegaan. Daardie Sondagaand was die disippels bymekaar, alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nou sê hierdie ouens, daar is die eerste kerkdiens, daai Sondagaand. Het hulle geglo op daai stadium dat Jesus opgestaan het? Wat sê hy? Hulle was bang. Dis hoekom hulle bymekaar was. Sy het dit vir sy disippels gaan vertel wat oor hom getreur en gehuil het. Alhoewel hulle by haar gehoor het dat hy lewe en dat sy hom gesien het, het hulle haar tog nie geglo nie. Inteendeel, hy moes later sê, met Thomas sê, kom sit jou hand hier in die wond, kom voel dat dit ek is. Wat sê Paulus? Hier is ook een wat hulle gebruik. Wat die insameling van die heiliges betref, moet julle ook so doen soos ek vir die gemeente van Galasië gereël het. Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self op sy sit en opspaar na mate sy voorspoed as ek kom nie. Daar is iets verkeerd. Wat hy eintlik sê, moenie eers wag tot ek daar is nie. Spaar die goed op sy, sodat wanneer ek kom, is dit reeds daar. Nou, hulle sê, daar is nou elke Sabbat is daar 'n erediens en dan neem hulle 'n kollekte op. As 'n mens nie teks het nie, dan moet jy maar probeer om die wat jy het te verdraai om dit te pas.
'n Jood hanteer nie geld op 'n Sabbat nie. Wat is eintlik hierso? Dis eintlik baie maklik, want die nuwe vertaling sê, elke Sondag moet elkeen van julle na sy vermoë tuis iets op sy sit en dit opspaar, sodat die geldinsameling nie eers plaasvind as ek kom nie. Eintlik vra Paulus vir hulle om op die Sondag te werk. Tel julle goed af, sit dit eenkant, so as die mense kom om die kollektes op te neem, dan is dit gereed, dan hoef ek nie nou te wag dat julle nou eers staan en tel nie. Die Weymouth vertaling vertaal hom ook so, that every person gathers the offering at his own house. Handelinge, hier is nou een van die wat hulle baie opgewonde oor raak. En op die eerste dag van die week, toe die disippels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek, en hy het sy rede gerek tot middernag toe. Hier het ons nou regtig 'n erediens op die Sondag. Maar nou, maak dit Sondag heilig? As jy nou byvoorbeeld 'n diens op 'n dag hou, eerstens was daar 'n spesifieke rede voor, want hy sou die volgende dag vertrek. Daarom het hy gepreek. Hy was vir 'n week daar by hulle gewees, en hulle het heel waarskynlik vir hom gesê, Paulus, jy gaan nou môre ry, ons wil nog meer hoor, want ons gaan jou eers oor 3 maande of 6 maande weer sien. Daar is 84 Sabbatsdienste in Handelinge. Dis die enigste een op Sondag. Hoe weeg dit te mekaar op, né? Kom ons kyk wat het eintlik gebeur daar. Vrydag, onthou die Joodse indeling, nag en dag, nag en dag en nag en dag, Sabbat en Sondag. En Paulus het gepreek tot middernag toe. So, wat gebeur het? Hy was die week by hulle gewees, hy het die Sabbat by hulle deurgebring, en heel waarskynlik het hulle die aand saam geëet, en toe sê hulle vir hom, nee, jy gaan môre ry, ons moet nog. So uiteindelik Saterdag aand gepreek tot middernag toe, want hy sou die volgende dag, die Sondag, gereis het. Is dit so? Kom ons kyk. Dit is baie interessant, die dagindeling in die Nuwe Testament, iets wat julle dalk nie geweet het nie. 2 maniere om die dag te tel was in die Nuwe Testamentiese tyd in gebruik. Matteus, Markus, Lukas en die evangelie van Handelinge tel die ure op Joodse manier. Van sonsondergang tot sonsondergang. So dis presies hoe hulle hom in Handelinge getel het, soos ek vir julle gewys het. Johannes tel die ure op Romeinse manier van middernag tot middernag en weer van middernag tot middernag, want hy skryf heel aan die einde van die eerste eeu. Die Phillips Translation sê on Saturday night. Die New English Bible sê on Saturday night. Die Today English Version sê on Saturday evening. So hulle verstaan dit. Hierdie persoon sê, it was the evening which follows the Jewish Sabbath. So Vrydag het Paulus by hulle gebly, die Sabbat, deur die dag het hy by hulle saam met die gelowiges in Trouos gewees, en tot middernag gepreek, kind val uit die venster uit, wat natuurlik by die punt is wat ek moet maak, dis gevaarlik om in die kerk te slaap, en op die volgende dag, die Sondagmôre, vertrek Paulus op sy reis. Daar's nog een teksie. En julle het gedink daar's honderde tekste wat praat oor Sondag. Openbaring 1 vers 10 sê, ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos 'n bassein. En hulle sê, sien julle, hier is ons nou 96 na Christus, Johannes hou Sondag, want Sondag is die dag van die Here. Nou, wat is die beginsel? Die beginsel is, ons moet gaan kyk, watter dag, binne die konteks van die Bybel, is die dag van die Here. En dan kan ek maar vir julle net Jesaja lees. As jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie. En as jy die Sabbat 'n verlustiging noem, en die heilige dag van die Here hooghou. Die heilige dag van die Here is die Sabbat. Nêrens in die Bybel word Sondag die dag van die Here genoem nie. Dit word wel genoem later in die kerkgeskiedenis, maar definitief nie in die Bybel nie. So die hele Sondag tempel is eintlik net tradisie.
Daar is nie 'n enkele teks om sondagheiliging eintlik te bevestig nie. Kom ek herinner julle aan Jesus se voorbeeld. Onthou julle, hy het hom laat doop om vir ons 'n voorbeeld te gee. Hy het in die begin op die Sabbat gerus om vir ons 'n voorbeeld te gee. Toe hy op die aarde was, het hy ook die Sabbat gerus. Hy sê toe hy in Nasaret waar hy opgevoed was, kom en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. Hy het vir ons altyd 'n voorbeeld gestel. En as jy de mekaar raak en jy weet nie wat moet ek doen nie, gaan kyk wat Jesus gedoen het en doen dieselfde. Petrus en die ander apostels het geantwoord: 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Ek dink dit is baie goeie raad. En dan sê Jesus: waarom veronagsaam julle self die gebod van God ter wille van julle oorgelewerde gebruike? Die keuse is eenvoudig. Moet ek die Bybel gehoorsaam, die woord van die Here, en Sabbat hou, of moet ek die Katolieke Kerk en tradisie gehoorsaam en Sondag hou? Ek dink die keuse is so eenvoudig dat enige persoon dit maklik behoort te maak. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons sê vir U baie dankie dat U woord so duidelik is. Dankie dat U vir ons gewys het wat ons behoort te doen. Dankie vir 'n Sabbatdag wat wonderlik is, waarop ons kan rus, waarop ons weer eens saam met U kan verkeer en weer eens ons liefdesverhouding met U kan bevestig. Gaan met ons en hou ons altyd baie naby aan U, want ons bid dit in U naam.